Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig en vandag gaan ons kyk na die gedeelte van Kolossense 3 vers 5 tot en met vers 17 gaan ons met mekaar gesels. En verlede week het ons juis gekyk na hoe Christus eintlik ons kom verander het, dat ons saam met hom opgewek is uit die dood uit en daarom het hy gesê moet ons strewe na die dinge daarbo. As met ons gedagtes rig op die dinge daarbo, en as ons dit doen, sal dit ons aardse, ons Christenlewe in praktyk sal anders te lyk. En nou is Paulus besig om verder met hulle te praat oor die lewe in praktyk en die lewe as gelowige saam. En dis waaroor vandag se gedeelte gaan. So dis 'n uitvloeisel van dit wat ons verlede week met mekaar hanteer het. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die woord en dat die woord die waarheid is en vir ons die wegbaan. Dankie dat die woord inspireer. Dankie dat die woord genees. Dankie dat die woord ons aanspreek partykeer. En ons wil net vandag vra dat jy deur die woord met ons sal praat, dat jy ons sal toerus vandag ook. Asseblief Vader, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou die teks gaan op jou skerm verskyn, die 83 vertaling. Ons lees daar van vers 3 af. Nou kom hy en hy praat met die gelowiges en hy sê vir hulle in praktyk. Hy sê, as gelowige, hy sê jou lewe het nou klaar verander en ek het vir jou gesê jy moet jou denke na bo rig, maar hy sê vir hulle, ek wil graag hê dat in jou lewe, want jy is nie perfek nie, al is jy 'n kind van God, is jy nog nie perfek nie en jy maak foute. Nou sê hy vir hulle, julle moet die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Jy moet ontslaa raak, jy moet dit uitsny uit jou lewe uit. En dan noem hy sommer sulke praktiese goed. Hy sê, sekere goed kom nog daarvoor. Hy sê hierdie aardse sinnelike goed. Hy sê dit hoort nie by jou wat jou denke op Christus moet rig nie, wat strewe na die dinge daarbo nie. Hy sê dis goed soos goed wat ons ken, en hy noem hulle by die naam. Hy sê onsedelikheid, onreinheid, welles, slegte begeertes, gierigheid, wat afgoderry is. Hy sê vir hulle, daai goed moet jy uitsny. Hy sê, deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Hy sê, God keer dit nie goed nie. Daai goed moet jy uitsny, want as ek my denke rig na bo, dan sal Christus dit ook in my plaas om te sê, nee, ek wil nie dit hê, dit moet deel van jou lewe wees nie. Hy sê, as ek na julle lewe, wat nog nie gered was nie. Vroeger het julle aan hierdie dinge meegedoen. Dit was aktief deel van julle lewe gewees. Toe julle nog daarin gelewe het, in hierdie ou lewe. Dit het eintlik aan julle, dit het julle eintlik julle lyf vuil gemaak soos wat modder aan jou sit. En julle het eintlik met hierdie vuil klere geleef met hierdie goed. Hy sê, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Hoekom? Want jy is nuut gemaak, jy is skoon gewas. Jy het 'n nuwe lewe ontvang. Jy het nou ontvang wat jou in staat stel om ontslae te raak van hierdie goed, om nie meer hierdie lewe te leef nie. So, maar nou moet julle hierdie dinge laat staan. En hy sê, wat is dit? Woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie, sê hy. So hy sê, daardie gedrag is nie eintlik die vrug van die gees nie. Ek wil dit nie sien dat dit meer deel is van julle lewe nie. Hy sê, julle moet die ou sondige mens en met die ou sondige mens en sy gewoontes breek. Julle het met dit gebreek. Dit is nie meer deel van julle lewe nie. Jy het 'n nuwe lewe gekry. En nou sê hy vir hulle, hoor wat sê hy vir hulle in vers 10? Hy sê, en leef nou die lewe van die nuwe mens. Hy sê vir jou, daai goed wat jy geleef het, maak nie saak wat jy gedoen het nie, is deel van die ou mens. Maar hy sê, Christus het jou kom nuut maak. Jy moet jou gedenke rig op die dinge daarbo. Jy moet toelaat dat dit jou lewe begin beheer. Jy moet toelaat dat jy gees vervuld en gees beheerst begin leef. Dis hoekom hy sê, leef nou die lewe van die nuwe mens. Dis 'n aktiewe lewe. Dis 'n aktiewe keuse, 'n doelbewuste keuse wat jy maak. Soos wat hy sê, you must have the mind of Christ. Dis 'n aktiewe ding wat ek moet doen.
Nie net somtyds nie, leef dit nou. Leef wie jy is, leef autentiek, leef hierdie nuwe mens. Wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot volle kennis van God. Nou, in aardse terme, is daar maar gewoontetjies en goed, jy weet, sekere optredes wat ek byvoorbeeld, weet, wat soos jou pa of soos jou ma is, jy weet, daai DNA slaan bietjie deur. Nou hy sê, laat Christus se DNA, want jy is wedergebore, laat God of Christus se DNA in jou na vore kom, in die manier hoe jy leef, dat jy meer word soos wat jou skepper word, né? En dan sê hy vir hulle, want julle is nou verskillende groepe in die gemeente, daar's party wat 'n Griekse agtergrond het, daar's party wat 'n Joodse agtergrond het, en dit lyk vir ons asof dit partykeer bietjie gebots het. Hy sê nee, maar julle is 'n geloofsfamilie nou, julle moet saamwerk. En dan sê hy vir hulle, goed, hier in hierdie geloofsfamilie, want Christus het julle nou as eenheid saamgebind. Hy sê hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig is, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Hy sê, maak nie saak wat jou agtergrond is. Hy sê julle is 'n groep gelowiges saam. Julle is 'n geloofsfamilie. Hy sê, hier is Christus alles in almal. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Hy sê, Christus moet jou alles wees. En by almal moet dit die geval wees. Goed. En hy sê dan vir hulle, maar wat is julle identiteit? Julle is die uitverkore volk van God. En dan sê hy het julle baie lief. Daarom hoe moet julle dan nou wees? Omdat julle saamgebind is deur die kruis van Jesus, sê hy vir hulle, julle moet dus teenoor mekaar, moet julle meelewend wees. Julle moet goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Hy sê, wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. En soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. So hy sê hier 'n klomp goed, maar wat hoor jy hier? Dis 'n anderste lewe as die aardse lewe, en dis 'n lewe in liefde en in harmonie met mekaar onder gelowiges. Want as ons hier in liefde en harmonie met mekaar leef, dan sien die wêreld daar buite dat ons kinders van God is. En dit is 'n stuk getuienisaksie wat ons moet uitleef. Dis hoekom hy sê, vergeet van waar af jy kom. In Christus het elkeen nou 'n nuwe identiteit. En daardie identiteit en karakter moet ons begin uitleef. Onder leiding van die Heilige Gees. Hy sê vir mekaar hier in 14, bo alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet jy in julle lewens die deurslag gee. Sien, hy sê Christus gee vir julle 'n klomp goed, maar lewe dit uit teenoor mekaar. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te leef. Wees altyd dankbaar. So hy praat met hulle, want hy het hulle hier by 2 vers 16 daarom, het hy hulle aangespreek omdat die Joodse gelowiges verwag het dat die Grieke in die gemeente bepaalde feesdae moet hou en aan bepaalde goed gehoorsaam moet wees en sekere goed moet doen en sekere goed nie moet doen nie. En hy sê nee, dis nie hoe die liggaam werk nie, want dan tree ons nie in liefde op nie. En so, dis kom hy weer daaroor praat. Hy sê, weet, ons is lede van die een liggaam wat eintlik in vrede met mekaar moet saamleef. Wees altyd dankbaar. Vers 16. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom, die volle aspekte daarvan, in julle bly. Moenie net sekere dele vat nie. Moenie maak soos die Joodse gelowige wat nou net sekere goed wil doen nie, en net sekere, hy sê nee, die volheid van Christus laat toe dat die Heilige Gees jou beheer, die volle rykdom. Hy sê, die boodskap van Christus is rykdom. Laat hy daai volle rykdom in jou bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing tot eer van God. En wat julle ook al sê of doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom.
So as ons in totaliteit kyk na hierdie gedeelte, dan kom sê hy vir ons, okay, jou lewe het verander. Jy is weergebore, so nou moet 'n klomp goed verander. Ek wil dit prakties sien in jou lewe. Maar jy leef nie alleen nie, jy leef binne 'n geloofsgemeenskap. So binne 'n geloofsgemeenskap moet julle op 'n bepaalde manier ook teenoor mekaar optree. Want as jy op 'n bepaalde manier teenoor mekaar optree, is julle 'n getuienisaksie na die ongelowiges daar buite. Dan kan hulle sien julle behoort aan Christus. So ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid om binne die gemeente, binne die geloofsfamilie waar God jou geplaas het, dat jy daar Christus sal uitleef in sy volle rykdom. Dat jy daar jou gawes sal uitleef. Dat jy daar, soos wat hy sê in vers 10, die nuwe mens sal leef. Dat jy met jou nuwe karakter, jou nuwe identiteit, dat jy dit ten volle sal uitleef in jou gemeente. En leef met sensitiwiteit teenoor ander mense. Want dis hoe jy mekaar opbou, met die gawes wat jy ontvang het. En hy sê, 'n ander aktiewe proses wat by jou teenwoordig moet wees, is om die ou mens, hierdie wêreldse dinge, uit te sny. Jy moet dit uitsny uit jou lewe uit. Jy moet dit glad nie meer toelaat nie, want dit is nie meer die identiteit van die nuwe mens nie. So kom Paulus en hy praat dan om ook hierdie gemeente dan saam te bind as 'n eenheid, om vir hulle te sê, Christus het julle lief, maar in die manier hoe julle leef julle liefde ook teenoor mekaar en wys julle dit vir die wêreld. So ek en jy het ook 'n groot uitdaging in vandag se tyd om dit ook te doen, daar in die geloofsgemeenskap waar jy betrokke is, om regtig waar Christus net uit te leef en 'n verskil te maak. So baie sterkte vir jou. Kyk gerus na die Bybelstudie, vra en laat toe dat dit jou verder vorm, dat dit jou ook nadink oor hierdie teks verder. So baie seën vir jou. Maar voordat ons afsluit, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir 'n geloofsgemeenskap. Dankie vir 'n kerk waarheen ons kan gaan. Dankie vir mede-lidmate wat ons kan aanspoor en inspireer en by wie ons kan leer ook. Ons kom bid dat U ons sal help om die nuwe lewe te leef. Om die ou dinge uit te sny. Om dit van ontslae te raak uit ons lewens uit. Help ons daarmee asseblief. Help ons om regtig waar met sensitiwiteit te leef in die geloofsfamilie, om mekaar op te bou, mekaar te inspireer en die gawes wat U vir ons gegee het om dit uit te leef tot opbou van die geloofsfamilie, tot opbou van U koninkryk. Vader, seën ons dat ons ook 'n seën vir ander kan wees asseblief. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Mag jy sommer 'n fantastiese week hê en gaan uit en gaan maak 'n verskil ook. En as die Here wil, gesels ons volgende week oor 3 vers 18, dan kyk ons oor wederwysige verhoudinge. Gaan ons bietjie daaroor gesels. Seën vir jou week. Groete.